Die 28ste April 2026, Sakkie van der Schuyf, Koepel TV, Mart Barnard van Koepel TV en Dr. Jane Buys, die veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou. Hartlik goeiemôre Dr. Jane. Goeiemôre Sakkie, baie dankie dat ek kan deelneem. Dr. Jane, kom ons val weg. Daar's 'n verslag wat nou beskikbaar is in die publieke domein wat deur u opgestel is. Ek wil sê so vars as 'n week gelede, wat handel oor plaasaanvalle en die statistiek rondom dit. Net ter inleiding, hierdie verslag wat u saamgestel het, oor hoe lang periode strek dit? Sakkie, dit strek oor 'n periode van 30 jaar van tot 2019. So dan is dit eintlik oor 3 dekades. Dokter, ek het nou daardie verslag onder oog gehad en dit is regtig skokkend. Mense is nie heeldag bewus daarvan nie, dis nie heeldag in jou gedagtes nie, maar oor die 18.000 plaasaanvalle en dan plaasmoorde oor hierdie periode, dit is skrikwekkend. Wat se impak het daardie aantal plaasmoorde op ons in Suid-Afrika? Dan verwys ek nie net na die plaasinwoners nie, maar na die hele bevolking. Ja, Sakkie, dit is eintlik 'n baie komplekse vraag om te antwoord. Ek dink ons moet eerstens vir mekaar sê, daar is 6 minder as 19.000, so 18.994 plaasaanvalle en moorde dan oor 'n periode van 3 dekades, 30 jaar. Wat ek gaan kyk het, dit is 'n komplekse probleem want jy kry nie altyd die statistieke reg weergegee nie. Dit is die eerste ding. Want die polisie het sedert 96 sit hulle met die misdaadadministrasiestelsel wat digitaal is. Voor dit het hulle maar 'n handstelsel bedryf. So van 1990 tot 96 is daai syfers deur Agri SA dan nou beskikbaar gestel. Dan het jy altyd Transvaal Landbou Unie se syfers, jy het AfriForum se syfers, jy het onder andere ander nie-regeringsorganisasies wat die misdaadstatistieke byhou en deurgee. En dan sien ons maar die verskille in die syfers. So dit bly 'n baie bespreekbare onderwerp en nie almal is altyd seker hoe groot die impak en die omvang van plaasaanvalle en moorde is nie. So ons sê natuurlik weer eens dat dit nie 'n volksmoord is nie, dat een groepering daardeur geraak word en uitgewys word nie. Maar en wat ek gesien het en Nampo se muur van herinnering ook, want daar is so databases oor dit, is dat 60% en dit kan selfs baie meer wees, van die slagoffers word dan uitgewys as blank sou wees. Ons sê altyd wanneer ons analises doen oor plaasaanvalle en moorde, dat daar ook swartes en ander rassegroepe wel slagoffers word, maar ek dink as ons gaan kyk na die grootte en die impak en die omvang daarvan, om te sê dat dit net onder 19.000 was die afgelope 3 dekades of oor 'n tydperk van 3 dekades, dan kan ons net vir onsself dink wat se impak dit op mense se psiege het. Fisies, emosioneel, psigologies en die trauma wat hulle beleef het. So ek dink, en in terme van die hoeveelheid slagoffers wat dan geraak is, Sakkie, dit is iets wat ons nie het nie. Ons het wel 'n aanduiding van die plaasmoorde in terme van slagoffers, maar in terme van die plaasaanvalle wat meer as 16.700 is, het jy nie 'n idee van hoeveel slagoffers daarbey betrokke was nie. Want kan in baie van die gevalle kan dit 2 wees, dit kan 4 wees, dit kan tot 6 wees. Dr. Jane, as 'n mens vat 'n gemiddelde familie van 4 mense en hierdie getalle van aanvalle en moorde, dan praat ons van byna 75.000 mense wat direk deur hierdie aanvalle geïmpakteer is. Is daai syfer naaste by korrek? Sakkie, dit kan ek nie sê nie, want ons weet glad nie. Daar is nie op die stadium 'n database waar ons kan ingaan en gaan kyk wie die slagoffers was nie. Ek dink persoonlik
dat die polisie sit met die mees korrekte syfers en getalle en hulle behoort die databasis te hê vir dit. Ons het nie daai databasis tans vir altyd opsigte van die plaasaanvalle nie. Dit is iets waarop daar regtig moet baie navorsing nog gedoen moet word, sodat 'n mens kan gaan 'n diepte analise doen oor 'n slagofferanalise, oortrederanalise, modus operandi, die impak en die omvang daarvan en daar's baie goed wat daarmee gepaard gaan. Maar jy kan eintlik ekstrapoleer om te sê as daar 'n gemiddeld van 3 is of 4 is, dan kan ons maklik by 70,000 uitkom, wat slagoffers was van plaasaanvalle. Dit kan ook wel minder wees, maar dit is eintlik weer eens net 'n aanduiding van wat 'n ongelooflike impak dit op die boerderygemeenskappe in die hele land al het. Ongelooflike hoë syfers hierdie. Mart. Dr. Jane, hoekom dink u is die seksuele geweld teen vroue en kinders nie in hierdie statistieke nie? Dink tog in terme van NAMPO se databasis wat ek nou al bygewerk het en ek het dit ook uit 4 verskillende bronne bietjie nagevors, is daar definitiewe syfers van maar net op moorde en dis wat ons net wil vinnig uitwys. In terme van die moorde, daar was so 2600 moorde gewees oor 'n 30 jaar periode en in so 11% van hulle was daar dubbele moorde. Nou die polisie verwys ook in hulle misdaadstatistieke wat die minister vrystel na multiple murders. So dit sal nou wees moorde waar daar meer as een slagoffer was. So daar was omtrent so 262 dubbele moorde wat vrouens ingesluit het en dan was daar in 31 van die gevalle was daar kinders onder die ouderdom van 18 jaar wat ook vermoor is. So en daar was moorde wat tot 6 slagoffers gehad het, alhoewel dit nou min was. Gewoonlik altyd tussen 2 na 3 slagoffers wat natuurlik ter sprake kom. In moorde en in aanvalle. En in aanvalle het ons gesien dat die kanse dat vrouens gaan ook geraak word in die Vrystaat op analises wat ek gedoen het al oor 'n tydperk van 10 jaar is dit 'n gegewe realiteit. So op die stadium kan ons nie sê ten opsigte van die plaasaanvalle hoeveel vrouens en kinders is geraak nie, maar daar gaan definitief 'n redelike getal wees. Ek gaan dit by skatting maak dat dit naaste by 10% gaan wees. Dr. Jane, met daardie syfers en met die inhoud van hierdie verslag, regtig waar en ek wil klem plaas daarop skokkende inhoud van hierdie verslag. Wat is u in Vrystaat Landbou se gesindheid ten opsigte van oplossings of 'n manier om hierdie probleem aan te spreek? Sakkie, ek wil voor ek by die oplossings uitkom, wil ek eintlik net een ding net gou uitwys. En dit is dis baie belangrik dat ons net besef dat getalle per sy self en misdaadstatistieke gee nie die werklike prent as jy dit nie in die rasio's van 100,000 van die bevolking weergee nie. So daar's baie mense en daar's al baie artikels hieroor gedoen, daar is al baie video en TV produksies hieroor gedoen. Die feit is dat as jy die boerderygemeenskap se getalle vat, en dit is waar ons op die stadium sê, hoe groot is die boerderypraktyke en hoeveel mense woon op plase, dan moet jy dit per 100,000 van die bevolking probeer uitwerk. En in die verslag kom dit duidelik na vore, dat mense wat in dorpe en stede vermoor word, en ons is glad nie onsimpatiek daaroor nie, Sakkie. Ons van Vrystaat Landbou georganiseerde landbou is 1 moord van 'n persoon, ongeag of hy in die landelike gebiede of in dorpe of stede woonagtig bly of sy vir ons 'n baie groot bron tot kommer. So en ons verwerp enige moord wat plaasvind op enige persoon in hierdie land. Die tweede plek wil ek vir jou sê,
Ons dink ook dat een moord is eintlik te veel en die geweldige trauma wat mense moet deurgaan en families en naasbestaandes as gevolg daarvan. In die derde plek wil ek sê, Sakkie, dat as ons gaan kyk na die rasios per 100,000 van die bevolking, dan is boere wat op plase woonagtig is 6 keer meer uitgelewer daaraan om vermoor te word of om aangeval te word. So dit is wat dit eintlik sê. So en van Vrystaat Landbou se kant af, Sakkie, sê ons nog altyd dat daar is ander mense soos in werkers en voormanne en selfs bewoners op plase wat ook geraak word deur plaasaanvalle en moorde. En ons voel natuurlik dat daar is 'n landelike beveiligingsstrategie daar gestel. En die strategie sê daar moet sekere goed na vore kom van die polisie se kant af van wetstoepassing. Boere by hulle self is eerstens verantwoordelik vir hulle eie veiligheid. Dit is baie belangrik dat die boere hulle self ook en hulle omgewings veilig hou met hulle eie gebeurlikheidsplan om ingeskakel te word by 'n veiligheidsplan in hulle area om betrokke te wees. So daar's baie goed wat daarmee gepaard gaan, maar dan ook daar lê 'n verpligting op wetstoepassing in hierdie land en dit is die Suid-Afrikaanse polisie wat die primêre rolspeler is hier om alle mense in die land veilig te hou, om boerderygemeenskappe ook veilig te hou. Nou daar is 'n strategie, maar die strategie word nie na wense toegepas nie. En as daar van die operasionele divisies van die polisie gebruik gemaak moet word, moet daar absoluut die mannekrag en toerusting en hulpbronne wees om die landelike gebiede te bedien. En wat ons op die stadium nie sien dat dit regtig gebeur nie. Daardie antwoord, dokter, is vir my kortom 'n verklaring dat die boere is aangewese op hulle eie veiligheid en ek dink ons moet daarby volstaan. Dr. Buys, opregte dank nie net vir u groot werk in die opstel van hierdie oorsig nie, van hierdie statistiek nie, maar ook weer eens in die betrokkenheid en die ywer van Vrystaat Landbou om te sien na die veiligheid en die welstand van ons boere. Baie dankie. Baie dankie, Sakkie. Goed gaan.